Mense, dis 'n pragtige oggend hier in die Kamiesberge in die hartjie van Namakwaland. My naam is Frik Weideman en ek groet jou op hierdie pragtige oggend in die wonderbare naam van Meester Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. En dankie dat jy vanoggend ingeskakel is by my bakkie boodskap. Mense, dis vandag die 15de Desember. Môre is die 16de Desember. Môre is 'n gelofte dag. Môre is 'n gelofte wat ons afgelê het. Ons het beloof dat as Vader ons sal beskerm teen ons vyand. Dat ons hierdie dag, dis nou môre die 16de, hierdie dag sal uitroep as 'n gedenkdag. Dat ons hierdie dag sal deurbring soos 'n Shabbat. Dat ons sal reflekteer oor die grootheid en die almag van die lewende God. Mense, ek en jy is 'n verbondsvolk. Ons het 'n gelofte afgelê. Ons kan nie bekostig om die geloftes wat ons afgelê het nie na te kom nie. Ek bedoel, dan is ons nie meer mense van integriteit nie. Hoor gou wat sê die woord in die boek van Hosea, hoofstuk 4, vers 1. Hoor die woord, skryf dit neer asseblief. Hoor die woord van Jahwe die Almagtige, o kinders van Israel. Want Jahwe die Almagtige het 'n regsaak met die kinders, met die inwoners van die land. Hy het 'n regsaak met die inwoners van die land. Want ons het 'n gelofte afgelê. En wanneer ons 'n gelofte afgelê het, wanneer jy iets aan iemand beloof, dan kom jy dit na. Omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van Elohim in die land is nie. Maar ons claim to fame. Ons is 'n verbondsvolk. En daarom kom ek vandag uit my bakkie boodskap. En ek herinner jou aan die dag van môre. Môre is 'n spesiale dag. Môre is 'n Shabbat. Mense, hoor my vanoggend asseblief. Die woord van Skepper God mag nie uit jou huis verdwyn nie. Jou huis moet 'n gebedsaltaar word. Jou huis moet 'n plek wees van aanbidding. Mense, ons het 'n gelofte gemaak. Ons staan en ons val daarby. Gelofte dag mag nie verdwyn nie. Dit mag onder geen omstandighede verdwyn nie. Ons moet dit nakom. Ons het 'n gelofte gemaak. Vader, Jahwe die Almagtige, het sy belofte nagekom. Ons huise, die plek waar ons bly, moet 'n altaar wees van aanbidding. Dit moet 'n plek wees van verootmoediging. Dit moet 'n plek wees wanneer ons in die oggende wakker word, moet ons sê, Abba, ek loof en ek prys en ek eer u heilige naam. En wanneer ons gaan slaap, roep ek my kinders en my vrou by mekaar en ek sê, geseënd is die God van hemel en aarde, wat ons in hierdie dag bewaak en bewaar het. En wanneer ons nou gaan slaap, dat ons sal slaap in die stroom van sy liefde, stroom van sy vrede. Die woord mag nie uit jou huis verdwyn nie. Hierdie gelofte wat ons gemaak het, mag nie tot stilstand kom nie. Ons moet dit nakom. Ons moet sy lieflike naam eer en respekteer, want hy is heilig. Hy is soewerein. Hy het ons gebede beantwoord. En al wat ons nou kan doen is, ons moet ons gelofte nakom om hierdie dag te herdenk as 'n Shabbat, as 'n heilige dag. En dan kom sommer nou 'n skrifgie by my op in die boek van 2 Kronieke 7 vers 14. En jy ken dit. Hoor wat sê die woord, hy sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, waar? In ons huise. Dat jou huis 'n gebedsaltaar sal word. En my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Ons is 'n verbondsvolk, mense. Ons moet dit doen wat vir Vader welbehaaglik sal wees. Hy sê, dan sal ek uit die hemel hoor, en julle sondes vergewe, en ek sal julle land genees. Ons het 'n gelofte gemaak. 16 Desember 1838 het Jahwe die Almagtige het hy ons mense beskerm. En ek wil vandag saam met jou, sommer so uit my voertuig uit, wil ek hierdie gelofte saam met jou lees, dat dit net weer jou gedagtelyne sal hernie, dat jy sal besef wie ons is en waartoe ek en jy geroep is. Mense, môre is gelofte dag, 16 Desember 1838, en ek en jy moet dit respekteer, want ons het 'n gelofte gemaak. Mense, nou wil ek hierdie gelofte vir jou lees, en dat dit net weer eens by jou iets sal opwek, dat ons het 'n gelofte gemaak en ons moet dit nakom. Hoor vandag hierdie gelofte.
Hier staan ons voor die een heilige Elohim, van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen. Dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar, as 'n dankdag, soos 'n Shabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. En dit is die gelofte wat ons afgelê het. 16 Desember 1838. So mense, daardie gelofte mag nooit uit ons huise uit verdwyn nie. Ons het 'n gelofte gemaak. En die woord leer ons, betaal jou geloftes wat jy gemaak het. Mense, dankie dat jy vanmôre ingeskakel was by my bakkie boodskap hier in die Kamiesberge in die hartjie van Namakoland. Mag jy geseënd wees. En asseblief, môreoggend, dat ons die gelofte sal nakom wat ons gemaak het vir sy beskerming. Anders kan ons nooit weer staat maak op sy beskerming nie. Kyk so 'n bietjie hoe lyk ons land. Kyk so 'n bietjie waarmee is ons land besig en of dit jou goedkeuring wegdra. Kan ons aanspraak maak op Vader se hand van beskerming? Nee. Hoekom nie? Ons kom nie ons geloftes na nie. So kom ek en jy neem vandag die besluit. En ons kom die gelofte na wat ons vaders gemaak het teenoor ons hemelse Vader, Jahwe die Almagtige, om ons te beskerm en ons teen ons vyand te bewaar. Hierdie dag gaan ons uitroep as 'n gedenkdag en as 'n Sabbatdag tot eer van sy naam. Mense, baie dankie. Tot 'n volgende keer. Frik Weideman. Shalom.